Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in die kombuis saam met Monira Abrams. Hallo julle. Jong, ek kan vir julle sê ek het vandag 'n ding gedoen wat ek al lankal wou gedoen het. Ek het die kans gekry om die klipbord te klik. Soos hulle sal sê die sluitbord en dit het so lekker gevoel. Maar vandag gesels ek weer lekker hier in die kombuis met Auntie Monira. Salaam alaikum. Wa alaikum salam Auntie Abida. Kyk hier nou so gesê die ligte wat daar is 'n bietjie intimidating. Hoekom? Ek weet dit in your face. As dit in die gesig. Nou kan julle nou sien. As dit nou intimidating. Intimidating as by iemand. Hoe is dit nie vir my wat nog elke week sulke nonsens met julle moet praat nie? Maar ons moet maar deel met dit. Maar ek kan vir julle sê die auntie sy ken haar storie. Auntie, vertel gou daar vir my, wat gaan ons hier maak vandag? Thai green curry. Thai green curry. Sê weer. Auntie Abida van Asian food. Wat se kos? Of Thai food. Thai food. Okay, nou watter country jy gebruik of jy Thai kos? Ek dink die Chinese people. Die Chinese, okay. Alright. Solange dit lekker proe, as ek nie gewaarig van wat se kos dit is nie, maar ek is seker as dit van haar afkom, dan gaan dit lekker proe. En verduidelik gou vir ons mense, wat gaan jy gebruik? Ons gaan coconut olie gebruik. Ja. Ons gaan Thai green paste. Daar is die nat een. Ja, maar mense kry hom 3 different. Jy kry hom sterk en dan kry jy hom mild en maar vandag gebruik ons 'n bietjie sterk. 'n bietjie sterk. 'n bietjie sterk. Okay. Ja. En hy kom in different colors op. Oh, okay. Yes. So daar is nou die kind of 'n groenie, kry mense rooi. Geel, dan kry jy my rooi een. Okay. As die chilies wat daarin gaan wat die kleur gee. Maar net dit okay. Ja. En dan? En dis garlic en ginger. En dan het ons nou die opgesnyde hoender. Chicken fillets. Chicken fillets, Ja. yes, breast, chicken breast. En dan het ons chicken stock en dan het ons coconut cream of coconut. Okay. En dan sien ek ons het 'n wortel en 'n groente. Ja. Wat ook daar ingaan. Yes. Okay. So dis nou my werk. Ja. So waarmee begin u nou hier? Laat ons maar gou nou mooi die ding nou agter mekaar Ons kry. gaan nou eers gaan ons 'n bietjie olie in die pot warm maak. Ek wil nou presies nou hoor wat u nou doen nou omtrent. Kyk hier. En ek kan vir julle sê, die vrou is nie sommer so nie, né? Ek sien sy gebruik MasterChef potte en gebruik sy MasterChef knives. So ja, sy is natuurlik dan ook 'n master in kookry, soos ek nou vir haar nou kan sien en so aan. My potte Bida. Wel, wie waar die Elsie in die agtergrond is haar potte so. Okay, Coconut olie is natuurlik meer gesond ook Auntie Abida. Is dit? Ja. Kyk hier, sien dat aan die Elsie nou sê daai potte is hare. Toe sy mos nou weer inkom, né? Wat het sy nou gevra wat moet weggesaai word hierso? Ek het al nog nie gesê nie, Abida. Kyk, jy weet, dit mos gesaai na in die boek. My liewe? Maar hy saai en jy weet nie eens wat hy saai nie. Nou, dis hoekom aan die Elsie nou kan sê die MasterChef potte is hare. So onthou net, julle moet weet waarvoor julle mos vir julle inlaat en so aan. Nou, Auntie Monira, vertel gou vir ons kykers, jy gooi nou in daar, wat gooi jy in en hoeveel gooi jy in? Ons het gegooi coconut olie, 2 Ja. eetlepels. Goed. En dan dus 3 eetlepels Thai green curry paste ingegooi. Okay. Maar as ek nou daai nou ingooi, gooi ek enige ander masala en goeters by? Uit alles in. So daar's alles in alles. Alles is dit is in. Okay, niks verder nie. Niks verder. Alright. En dan wag Auntie Abida tot omdat die paste ryk. Goed. Moet hom nou eers ryk voor die ander goedjies ingaan. Okay. Maar daar's ook niks, daar's nie yf nie, né? Niks Niks yfie. So okay, so is ook nog basis maar daarin. Yes. Alright. Auntie Abida kan maar my sê, Auntie Abida kom ryk. Daar ek kan binne sê, julle weet mos nou ek hou van sulke gou maak goedjies, so ek sal maar doppel. Ek sal doppel daarso. Nou Auntie Monira. As ek nou gou is daar die knop. Yes, garlic and ginger. Dit Alles is saam. optional. Yes. Alright. Maar as ek wil nou net vra, maar as ek net die een het en nie die ander een nie maak dit saak. Nee. Nee, dit maak nie saak nie. Alright. Okay. Dis okay. Dit kom te weer. Jou wortel, hoe moet ek hom sny? 'n rasper kan O, hy moet gerasp word. Okay, hy moet gerasp word. Alright. Enige kant, gewone kant. Die Gewone kant. groot kant. Groot kant. Alright. En is dit een wortel, nee? 2 wortels is genoeg. Okay, maar hy lyk ja, hy lyk groot. Alright. En dan kan ek maar nou die chicken. Ag, nee, wonder sommer aan. Ja. Kan dan die Abida kom ryk? Ek begin hom nou te ryk, ja. Wel, mense kan sien, dis nie 'n lang storie nie en ek hou van die gou goedjies maak, jong.
Nou, as jy nog wat vir my kan sê as kos maak, as jy ook 'n bakster. Ek is lief vir bak. Ek is eintlik lief vir kos maak. Is dit? So jy is meer vir bak as kos. Meer vir bak as kos, maar ons moet mos kook. O ja, maar alles doen. En anders te eet hulle nie. Nou, dat blyk dan nou ook mos nou, as ons nou praat nou van kookry, waarmee as jy nou, hoe kan ek sê, as vir jy nou 'n lekker ding om te kook. Enige iets wat vir my 30 minute in die kombuis en uit. Ja, dit is mos nou 'n vriend en 'n half, man. 'n Vriend en 'n half wat ek kan sê, want julle weet mos hoe minder ek in my kombuis hoef te gaan, hoe beter. Nou daar het ek 'n choppie. 30 minute en ons is uit. Exactly. Ek weet wel nog lang draai in jou kombuis nie, maar dan moet ek sê, ek hou my doekie af vir mense wat hou van lang draai in hulle kombuis, ne? Is dat passief? Moet dat passief wees aan die arbeid? Nee, ons het baie ander dinge om te doen om jou tyd in die kombuis te staan. Dat is waar. Omtrent. Nou, as ek nog ook mag vra, as jy nou moet kies nou, tussen tipe van kosse wat jy van hou om te maak, wat sal dit wees? Anti-arbeid, solank as wat 'n groente en vrugte is op my bord, is ek tevrede. Is dit? Ja. Ons is eintlik so lief vir vleis en vir hoender en miskien vis, Ja. maar baie lief vir groente en baie lief vir ons vrugte. Okay, alright. Nee, maar dat is goed om te weet, dat kan ek aan vir julle sê. Want ek is weer ene wat, ek hou van die oudtydse kosse maak, soos die wortels en ertjies, die snyboontjies, daai tipe van goeders. So dat is wat ek nou in die week het ek omtrent nou weer die twee tipe van kosse en goeders gemaak. So dat is nou meer, ek is nie eintlik vir die nuwe bestaaksels wat 'n mens kry en die resepte wat sy, ek sê nie, ek sal nooit nuwe resepte probeer nie. Maar as ek 'n nuwe resep probeer en ek sien die resep gaan hier verby meer as 10 bestanddele, dan is ek klaar. Dan is ek klaar, dan kyk ek eers verder en los ek hom net so. Hy is te veel na my sin. Maar alright julle, ek gaan nou gou die antisekwel nou vir opsny. Bly julle gou ingeskakel. Wanneer ons terugkom, gesels ons verder. Ek lag my weer klaar van Auntie Elsie, want ek vat vandag Auntie Elsie se job af hierso. So ek doen al die klappery met die boot vandag. Auntie Elsie moet na agter sit en haar mond hou. Voilà, sy sien haar nie, maar sy hoor nog steeds haar stem in die agtergrond. Sy wil nog steeds in die hele ding wees. Kan Auntie nog sien as ek reg of verkeerd? Nou net so nou. Okay. Auntie Monira, hoe wil jy dit hê? In stukke? Hoe gebeur dit? Net in slices. Net in slices. Soos 'n mens sal koolkos maak. Yes. Okay, alright. Ja. Nou, Anti-arbeid, dat is 'n bietjie stuk. Is dit te dik? Ek gaan dit mos fyner sny, man. Moenie so wees. Nee, ek sny dit mos so en dan mos wel. Moenie die hele halwe sny. Thinly slice. Ja, die hele. Maar praat ons nou van in skywe of praat ons van fyn? Not fyn. Ons praat van in skywe, maar dunner. Yes. Moenie lag nie of moenie straai nie. Sy het nie vir my so gesê nie. Sy het net gesê ek moet sny. Sy het nie vir my gesê ek moet dit sny, maar ek moet dit dunner sny. Sy het net gesê sny en ek het gedink ek moet dit sny soos ek koolkos nou gaan sny. Auntie kykie, dis jou eie mes, né? Die masterchef mes is baie skerp. Dis jou eie mes. Alright, must I do it for you like this? One job. So, Like this. Okay, so dan. Yes. Thinly sliced, not thinly chopped anti-arbeid. Sy is 'n goeie leermeesterie, né? Sy is 'n goeie leermeesterie. Dat gaan ek gou sê. Ja, nou sien, nou so nou. Nou ja, okay. Ons los dit maar so. En dan nog 'n stukkie. Bismillah. Nog 'n stukkie. Alright. There you have it. Nou, ek verstaan dan ook nou, jy sê nou eers nou meer vir bak as vir kook. Maar as ons nou praat van bak, waarvan praat ons of wat is dit wat jy altyd bak? Ek doen themed koeke. Ek bak fancies ook. Maar ja, ek is eintlik baie meer skilled in my decorating van groot theme koeke, birthday koeke, cartoon koeke. Maar nou, sê gou nou vir my nou met die eiers wat nou so duur is. Hoe hanteer jy nou dit en wat doen jy nou? Ons moet maar dat vat soos die pandjies kon anti-arbeid. Is 'n bietjie duur, maar wat kan jy doen? Maar as jy
styles daarom ook nog dieselfde of? Nee, glad nie meer dieselfde nie. Ja, die mense dink maar 2 keer vir hulle nou. Met 'n penny gaan uit eers. En is dit nou eintlik 'n nadeel aan u kant? Ek wil nou nie lelik wees nie, maar dis nou 'n vraag wat ek maar nou net vra. Natuurlijk, het dit 'n effek op jou besigheid. Ja. So, hoe gaan jy nou jou bills betaal? Hoe gaan jy nou Ja. jou day-to-day? Running expenses en al die tipe van goeders doen. Yes. Goed. Alright. Maar as mense moet nou nie so dinge sê nie, maar dink jy daar minstens die eierstorie sal nou weer alles honkie-dorie wees of Hulle sê vir elke disease daar 'n treatment soos maar die hoenders word gesond. ek het daar gewonder as die honders nou eintlik siek of wat gebeur nou eintlik die storie hier met die honders en so aan. Wat op hulle weg. Ek sê weer altyd, ek is 'n worry oor die vleis of dinge in my huis is. Solange eier is in my huis, as ek honkie-dorie. Dis waar. Gaan ek die hele ding moet sny? Ja. Ja. Sure. Maar die auntie is aan baie streng, joi. Met die ding wat ek nou moet sny, sy's baie streng. Ek sien ja. Auntie Abida, die pot is nou reg vir die groente. Auntie Abida. En ek is dan nog eens klaar nie. Nee, maar sy het ook nie vir my gesê wanneer sy die groente gaan nodig het, jy weet. Dis hoekom ek sê sy is 'n goeie leermeesterin. Sy het net gesê ek moet dit sny. Nie gesê kyk hier as die nou gou in is en dan moet dit so wees en dan moet dit so wees. Auntie Abida is nou my lip perfectly. It's No, it's so much perfect. Yes, perfectly done. Perfectly done. Okay. Alright. There you go. Nou, as ek nog gou mag vra, u is dan nou 'n besige vrou wat kook en kook en al die tipe van goeders nou betref. Hoe loop 'n dag nou vir Monira vandat sy nou wakker geword het in die oggend totdat sy gaan slaap vanaand? Eerste ding, sorg dat hy kombuis eers te skoon is. As die kinders en die man net die huis uit is, jou kombuis eers te skoon. Okay. Dan kan ons maar nou begin met die gebakkery nie. Verder. Okay. Alright. En dan die verder, as die kombuis nou skoon is, nou wat nog? Nou begin ons te bak. Ja, maar nou, dis wat ek mos nou wil weet. Nou, hoeveel bakkie miskien vir 'n dag of hoe lank vat 'n koek en daai tipe van goeders? My werk so op 'n maandag, op 'n dinsdag bak ek. Ja. Op 'n woensdag dan vul ek en ek cover my koeke en so en op 'n verder en dan begin ek nou te decorate en Vrydag kan hy maar nou kom haal word. Oh, so hy Word word voor die. dit gebak sodat hy kan set. Oh. Ek moet Nog al die goede. Nog al die goede. Jy moet eers set voor jy kan decorate en vul en te kere gaan. Nou sien, mens kan sien ek ken nie van bakkie man. Dit het ek nie geweet nie. Ek het nou net gedog ek bak nou 'n koek nou gou nou daar so en as hy uitkom, dan word hy nou sommer so gedoen en daar sê reg en hallo kom haal maar jou koek. As dit nog cupcake is of fancies, dan is dit op die dag 'n gebakkery. Maar die Okay. groot theme koeke, Ja. vat jy nou 'n bietjie meer tyd. Sjoe. En dit lyk vir my die hele goedes vat ook dan nou 'n hele soos hulle sal sê kreatiwiteit en hy tipe van Yes, goedes. jy weet baie met jou brein en jou brein maak jou moeg. Jy so baie te dink. Dan sou ek net 30 minute het vir kos maak. Kos maar. As dit mos genoeg nou. Dis genoeg. Hy's genoeg ja. Jo. Dan laat my baie mos nou weg hierso man. My loue bek kan dit mos nie hou nie man. Yes. So okay, kan ek maar aangee. Kan ek hierdie ingooi? Yes. Okay. Daar sê. Mens kan eintlik enige groente gebruik. Wat dan nou het? Green beans. Maar kyk, as ons nou praat van Chinese, dan is die mos maar nou die meesterheid wat hulle gebruik, hè? Ja, ek as die dink kool in die boter. En die boter. Ja. Okay. En as hy dan maar nou meer sag as hy ook alweer reg. Alles reg is. Ah, 'n bietjie 'n bietjie coconut cream of coconut milk om net af te rond voor hy klaar is. En as ek nou nie coconut cream of milk het nie dan? Wat kan ek dan gebruik? Fresh cream also? Oh, okay, maar dan moet 'n creamy ding inkom. Yes, hy's mos nou hy's 'n baie sterk paste. Ja. So hy maak maar 'n bietjie mild, hy vat die sterkheid 'n bietjie weg. Okay. Alright. Okay. Maar ek kan vir julle sê, dis absolutely amazing en ek like om hierdie goedes by mense te leer wat ek nie van ken nie. Dis okay. En hy's maklik genoeg, so ek kan hom try en ek het altyd maar daai tipe van goedes in my huis. So ja, wat hier leer 'n mens maar altyd iets nuut. Bly julle gaan ingeskakel. Ons is nou weer terug. Jong, ek kan vir julle sê die auntie, sy sê nie van niet dat
dat dit is gou kos maak hier nie, né? Ek kan vir julle sê, ja, kyk ja, ons het nog net begin, ons is al weer klaar. Maar nou, ek het nog gevra nou van hy coconutmelk, as ek nou nie daai het nie. Maar dit moet like 'n creamy ietsie wees. So hoe nou, wat nou? Fresh cream. Ja? Ons kan fresh cream gebruik instead of the coconut cream. Goed. En dan even iets gesê van as ek watte is? Lactose intolerant. O, Here, nou ek is nou baie slim. Nou wat is dit nou? Lactose intolerant is mense wat nie dairy kan handle nie. Hulle kan nie melk drink, hulle kan nie botter eet nie, hulle kan nie yoghurt eet nie. Sure. So then you use coconut cream or coconut milk. So daai sal weer. Yes. Sure. Nou sien julle hier hoor ek weer woorde nou wat ek eers mee bekend is en wat ek eers weet wat beteken nie. Maar dan het mense mos nou mense soos die wat mos nou al die tipe van goeders ken. Nou so nou. Nou okay, ek maak nog gou skoon hierso. Nou as ons nou praat nou van bak en kook en so, as jy ook goed in pudding maak. Ek hou van pudding eet. Almal van ons het geseker hou van pudding maak. Ek dink ons kyk my lei is maar lief vir die malva pudding en vir jou trifles, die gewone. Goed. En ek dink ons kinders kan dit ook nou al maak. So ons gee maar die werk vir hulle. En broodpudding, hoe is die broodpudding Ek stoor? het nog nooit die broodpudding geprobeer. Ek kan brood bak, maar nie broodpudding nie. Nou. Maar dit mos nog nie so moeilik nie. Nou hy sê kyk, nou hy sê al die brood wat sy gebruik vir bak. Sy het so baie selfe brood gebruik. Sy het dit in die pan, sit dit die botter onder. En doen en hy sê al dit nou weer hy bakbrood man. Nou sulke goedes van ek alles, hè. Broodpudding is appelpudding. Nee, ek kan vir jy stryd sê, as 'n hele pak puddings wat ek kan maak, maar nie wat ek altyd maak nie. Tensy Abby mos nog vra, wanneer maak sy weer die en wanneer maak sy nou weer die? Okay, dan is Abby mos nou weer, you know, dan gaan Abby dit nou weer maak, want Abby het mos nog gevra. Soos Abby nou laasweek het Abby gevra, wanneer maak ek potjies? Oh, lekker. Toen ek nou die tomatiepotjies maak, maar ek moet dit so maak, wanneer die kinders by die huis is, want hulle sê die goed stink. Toen het ek nou die tomatiepotjies gemaak. En toen maak ek nou weer die snijboontjie kos nou verlede week en die wortels en ertjies. So hy is al in die bestakels en so aan. Nou gaan hy nou eers weer vra, wanneer maak sy nou weer broodpudding? En sê ek net ja. Wanneer maak sy saagpudding? En sê ek net ja. So as hy vra vir 'n ding, dan gaan ek dit maak. Maar verder is ek nog in vir al die tipe van goeders. Maar nee, ek is nie, en ek kan sê ek lyk die ding die feit dat Auntie sê 30 minutes max in die kombuis. So ons kom net in, maak net en ons is uit. Sien? Nou net so. Maar nou kyk jy, as Auntie nou so besig is, kry jy daarom tyd om uit te gaan. Lekker relax tyd dit vir jouself en so aan en so aan. Die storie sê kry tyd, ek maak tyd aan die ander. Daar sê net so. Want as mense gaan tyd maak vir jouself, wie gaan tyd maak vir jou? Daarom wil ek sê baie van ons vrouens wat nie uitgaan daar nie, julle moet oppas, moenie laat julle vullisdromme meer uitgaan as julle nie, né? Daai is hom nou ook nou nie fair nie. Want jy imagine jou vullisdrom gaan elke maandag of elke dinsdag gaan jou vullisdrom uit, maar sy sit vir hoeveel jaar in die huis? Nou, as kom was dit vir ons, of kom maak vriende saam met ons gaan dit elke keer lekker uit en so aan. Mans, julle kan nie kwaad raak nie, julle kan nie kwaad raak nie. Ons vrouens moet tyd vat vir ons self. Ek dink ons kan nou Wat gaat nou in? die coconut cream en En dan is hy klaar. dan is die flat die storie is uit. Wow. En dan moet hy nou 'n bietjie kook en hoe nou? Seker so vir 2 minute, dan is Dan alles is alles klaar. En met wat bedien jy vir hom? Net so of is daar iets wat bygaan? met rys. Met rys? Met rys. Okay. Alright, ek kan miskien 'n stukkie roti as ek wil of 'n naanbrood nie. Hy is nou nie soos die normaal vleiskeries en so met die of minskeries nie. Ja. Met rys is beter. Rys is beter. Okay. Alright, ek sien wat jy bedoel. Is nou amper soos 'n wortels en ertjie kos Yes, of 'n koolkos yes. wat jy rys by is en Yes. so aan. Okay. Nou ek moet vir hulle sê, ek hoor wat sy sê. Ek hoor wat sy sê. En gaan daar enige sout want ek het net sout en goeders hier opgesien. Die chicken stock wat ons gebruik het. Ja, ek moes klaar sout in. Hy het alles in is. I get you. Okay. Nee, ek hoor jou sommer 100%. Alright. En nou kook ek dan vir 'n paar minute en hy's klaar. Dan sê ek. Wel, nou terwyl hy dan nog gou daar kook, bly julle gou daarso. As ons terug. Abida, Ja, Tannie. wag eers. Wanneer gaan jy vir ons broodpudding maak?
is Auntie Elsie. Sy is nêrens in die shot vandag nie. Sy is in die agtergrond, maar sy gee antwoord, want sy wil nou net seker maak julle weet dat sy is hierso. Anke Maak staan daai kante en sy staan hier agter. So ja, ek laat julle maar net weet hulle is hierso. So moenie bekommerd wees nie. Wie wil van Auntie Elsie nog 'n broodpudding maak? Asseblief Kanala, sit net daar onder vir ons op die skerm wie van Auntie Elsie dit gaan maak en dan stuur sommer jou adres ook saam. Laat ons dit net kom haal daar by jou, né? Alright. Bly jy gaan geskakel. Ons is nou weer terug. We make a program how they make it. Uber. Nou ja, julle. Kyk hier kan julle nou sien die Auntie se Thai green curry is nou klaar. En as er nog soort van 'n Chinese kos, so ja. As jy almal wat dit kan doen en kan regmaak, so laat ek proe en en proe of dit daarom nou reg is. Auntie, skep my so 'n bietjie maar laat ek gou kan proe man. Bismillah. Ek is mos nou die gas, so ek moet nou maar laat u vir my mos nou skep, you know. En ek moet mos nou net proe. Ek moet nou nie, you know. Pak op dit. Ik ga die Elsie antwoord, ik moet dit proeven, vriendie. So, oké. Hier is het nou om te proeven. Als je gauw nog kan onthou, wat het hier nou weer hierin gegooid alles? Coconut oil. Is Thai green curry paste. Is chicken stock. Is chicken cube. En dan is het die groente en coconut cream. Of coconut milk. Hij is een beetje... Ik zal niet zeggen sterk, hè? Maar hij heeft een kick. Hij heeft een kick daar zo. Die green ene is die sterk ene en die rode ene is een beetje meer mild. En wat gebruik je altijd? De green one. Hier ene. Hij trekt je niet zo op je sterke keer. De chalice trekt je niet zo. Maar je hebt nog vroeger gezegd dat die... wat is hij dan zijn naam? Die aftreksel heeft die zout en zo aan. Yes. Maar ik zal definitief nog zout ingooien. Maar hij maakt een beetje zout van mij. Okay. Maar hij is misschien recht voor iemand anders. Yes. Maar voor mij zal ik nog een beetje zout ingooien. Definitief zal ik gewoon proberen. En ik zal hem definitief weer eten. Maar boop daar wat ik nog aan had. Maar als ik nog van die red curry paste wil ingooien, kan ik ook. Of kan het te sterk wees? Hij zal niet te sterk zijn. Die groene is maar nou de sterk ene. So de rode ene zal een verschil maken hoe sterk het is. Okay. Niet een color. En als we praten van flavor-wise, met albei samen. Zal men nog meer dezelfde Ja, bedoel je. geur. Ja, wat ik kan willen zeggen, definitief zal ik hem proberen. En jullie weten nou, als ik al meer dan 2 keer geproefd, dan proef ik nog naar iets. Zo ja, net een beetje zout van mij nog verder. Maar hij is 100% recht. Amazing. En dan snel nog eten met rijst gemaakt. Yes. Kan ik hem met iets anders bij zetten? Ik zal nou niet zeggen roties of... Nee, hij is nog niet zo zeggen gewone curry. Rice. Couscous. Or even couscous will work, yes. Couscous. En de Elsie is baie lief vir couscous. Nodig is aan. Couscous will definitely be. So ja, ik zal maar nou gauw voor me nou klaar proeven. Ja, maar niet van mij zitten aankijken. Je proeft klaar samen. Niet van mij zitten aankijken. Ik ben nou alleen proeven, dus moet ik nou niet recht. Nou, proef ik sama nanti beda ik vandaan nog sama mensen. Nee, nou maak dus ik. Maar als ik klaar geproefd, dan eet ik je weer. So nou ja, daar kan ik veel zeggen. Ik heb die andere lekker Thai green curry het ik geproefd. En nee wat, hij is om ietsie daar om te eten. Beetje zout, maar hij proeft lekker. Maar daar is daarom nou nog genoeg daarvan. Ja, zei Anke Maak, Puta Ibrahim. En de rest wat nog hier achter bij die scherms is. Ik kan veel zeggen, ons gaan nou nog verder lekker proeven. Ik hoop je die dag lekker geniet samen met mij in Monira Abrams. Tot volgende keer, mooi blij. Ek is Abida Dixon Mohammed. En volgende week gaan kuier ek vir Buta Ismail Ibrahim.